So lyk my ek het nou die bynaam Ertjies gekry, dis nou 'n ding. Ek maak vrede daarmee, dis seker beter as ander byname wat mense het. So. Maar een bynaam wat ek ook het is, hulle noem my Lepel Fitzcharles. Ek hou daarvan om te stir. Dis lekker. Net bietjie, jy weet, gooi 'n klip in die bos en sien wat kom uit en ek weet wat gebeur en al daai tipe van goeters. En nou dink ek so vir afsluiting, wat kan ek vir oula stir? En ek dink bietjie aan jou heritage. Scottish. En ek het gedink, miskien moet ek stir om die laaste boodskap in Engels te bring. Okay, wag, dit raak nou te warm hierso. Hierdie gogga gaan nou terugkom wat Anita beet gehad het. Kom ons stir met iets anders. Kom ons praat oor Kersfees. Ek sien skielik is die ouens. Ja, want dis 'n moeilike ene. Daar's mense wat vir jou vertel, luister, dis 'n duiwelsfees, dit kom van al hierdie heidense goeters af, en die bome wat afgekap word en geaanbid word, soos die goeters wat die Indiane bou, en ander mense sê vir jou, weet jy, dis van my beste memories, as ek die Engels mag gebruik wat ek het, en hoe groot bekleierery. Nou ek wil met jou deel wat met ons een keer gebeur het. 'n man kom na ons toe in die kerk, baie opgewonde, en hy sê daar's 'n hele gesin wat hulle harte vir die Here gegee het en gedoop wil word. En ons is net prys die Here. Dis wonderlik. En hy sê vir ons, maar nou dink ek dis nou nogal interessant wanneer iemand gedoop wil word, en hulle kom na die kerk en hulle sê vir die kerk, ek wil graag gedoop word, maar klink vir my of daar iets nie lekker is nie. Sê voorwaardelik, ons moet 'n gemeentevergadering hou en ons moet 'n offisiële besluit neem en dit op papier sit, ons vier nie Kersfees nie. Of ek moet eintlik sê, ons herdenk nie die geboorte van Christus nie. En daar 'n bekleierery, jy kan jouself net indink. Ongelooflike bekleierery uitgebreek. En dan sê die mense, ja, maar onthou, ons doen dit in elk geval nie, want dit is duiwels en al hierdie ander goeters. En ander mense sê, maar wat van Ellen White wat gesê het, hoe ons dit moet, as ons dit doen, hoe ons dit doen. En die ander mense sê, ja, maar sy het gesê, as julle nou daarop aandring om te sondig, doen dit dan ten minste net so. En ouens sê, nee, maar ouens, jy het nie idee wat konteks beteken. Jy dink seker konteks is 'n hondjie wat hier rondhardloop. Groot bekleierery. Maar ek sal nooit vergeet om Daan Brimmer, die hoofouderling, staan op en hy sê vir die mense, ek sê nie ons moet die 25ste Desember vier of herdenk as die geboorte van Christus nie, maar wanneer doen ons dit dan? Sonder die eerste advent is hier niks. Is daar fout? Regtig. En hy vra toe 'n vraag in die gemeente en hy sê, ek gee toe. Kom ons los dit, kom ons sê, ons vier nie. Ons herdenk nie Kersfees op die 25ste Desember nie. Maar ek gaan julle 'n hele jaar gee. Volgende jaar, hierdie tyd, dan vra ek vir julle hoeveel keer het ons 'n dag spandeer om dankie te sê vir Jesus wat aarde toe gekom het. En 'n jaar later staan hy op en hy sê vir ons, hoor hierso, as julle net herinner, 'n jaar later, julle het nie een keer. My gedagtes dwaal so in my. Ek dink aan my tannie, sy's nou die Skotse deel, Ella Fitzcharles. En sy vertel my, hulle is nie Adventiste nie. Sy sê vir my, hulle Kersprogram kom hulle bymekaar en almal bring geskenke, huishoudelike benodighede. En hulle het 'n pragtige Kersfeesboom in die kerk gebou. Almal gesit die geskenke daar en dan op ou Kersaand kom hulle bymekaar, die hele gemeente staan, vat hande saam en hulle bid en hulle sê, Here, ons gaan nou in die strate, ons bid dat elke geskenk asseblief by die regte huis sal uitkom, by die mense wat dit so nodig het. Dan deel hulle die geskenke in gesinne en groepe op en hulle is uit in die gemeenskap. En wanneer hulle by elke deur kom, bid hulle eers vir hierdie gesin en dan klop hulle aan die deur en sê, ons is van hierdie gemeente, ons wil net vir julle sê, Jesus is lief vir julle en hier is 'n ietsie, hier is 'n geskenkie vir julle.
Ek sit en ek dink so aan hierdie kontras en ek dink by myself, ja, ons praat hierdie naweek oor, ek sal gaan. Voorwaarts, ek sal gaan. Maar in konteks, watse gemeente is die een wat gegaan het? Want een het absoluut binne toe gefokus en gesê, wat is ons reëls en regulasies? En die ander een het gesê, kom ons gaan uit. Soos die aflei wil ek eintlik nie oor Kersfees praat nie. Ek gee nie om of die teen dit is vir dit is nie, dis irrelevant. Hier is die punt. Onthou jou hart. Boodskappe wat ons gehoor het, alles wat ons geluister het, vuur en vlam soos ons hier sit, onthou jou hart. David, hoekom sê jy dit? Kom ek deel met julle, Kolossense 3 vers 12. Sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes. Met wie word hier gepraat? Uitverkorenes van God, heiliges, geliefdes. Sal jy saamstem, daar word met ons gepraat vandag? Dankie, oom Renier is een van hulle, die res is doodstil. Ok, beklee julle self, hoe? Met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. En dit pas vir my so mooi in by Spreuke 4:23. En ek hou van die 2020 vertaling, hy's bietjie meer akkuraat hierso. Sê, bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar word. Die grootste skat in die hele wêreld, bewaak jou hart meer as Fort Knox. Hoekom? Want daaruit ontspring die lewe. Uit die hart kom alles. So as ek nou vandag vir u moet vra, hoe lyk die hart van Christus? As ek moet verduidelik, hoe lyk die hart van Christus? Gaan dit nie wees ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid nie. En ek hou van die Engels, dit is my interessant die Afrikaans en die Engels. In Afrikaans praat ons van lankmoedig, om baie lankmoedig te wees. Die Engels draai nou weer om, hulle sien nou weer die glas half leeg. Long suffering, om vir 'n baie lang tyd swaar te kan kry, en aan te hou daarby. Jy kan onthou hupomino, om daar onder te bly. So as ons harte gaan beklee met die hart van Christus, is dit hoe ons hart behoort te lyk. Wanneer ons uitgaan en met die wêreld werk. Ek kon eintlik net amen gesê het, want leraar Edrich het mooi geraak aan wat ek wou sê vanoggend. Wat gebeur wanneer die hart, wanneer liefde werk? Dit is vir my so mooi, as 'n verhaal van Shaden Walker van Texas. Walker, Texas Ranger. Ok, gee ek my ouderdom nou hierso weg. Shaden Walker, 11-jarige seentjie in Texas met autisme. En ek het nogal 'n sagte plekkie vir families met autisme. Hy gaan na die bure toe en hy lei die deurklokkie. Nou in Amerika het hulle mos hierdie oulike deurklokkies, dat as jy hom lei, gaan die kamera dadelik aan. Blykbaar steel hulle die pakkies wat hulle op die stoepe los van Takealot en al daai goeders. So hy lei die deurklokkie, die liggie gaan aan, die kameraatjie, en hy kyk na die kamera en hy sê net, "Sir, I need friends, like really bad." En die tiener in die huis sien hierdie video en hy kry die mannetjie innig jammer en hy post die video op TikTok en hy sê, "Ag, ek weet, kyk hierdie oulike kind." Hulle sê kort voor lank het hierdie video 50 miljoen views gehad op TikTok. En die boodskappe van liefde en omgee het oor die hele wêreld ingestroom. En met hierdie kind gepraat en sê, ons is daar vir jou, ons ondersteun jou, ons is lief vir jou. Een van die mense het besluit, kom ons begin 'n GoFundMe 'n profiel om geld in te samel om hierdie kind te help met net wat hy wil. Enigiets. Net om vir hom te wys, jy is nie alleen nie, jy het vriende. En tot op datum staan daai rekening op $37,000. Van 'n kind wat net 'n deurklokkie gaan lei en sê, "I need friends, like really bad." Geen wonder Henry Beecher het geskryf, "Compassion will cure more sins than condemnation." Compassion will cure more sins
than condemnation. Dit pas vir my so mooi in by wat Sister White geskryf het, oor die konteks van liefde, en in die hart skryf sy, true love is not merely a sentiment or an emotion. Dit is my interessant. Ware liefde is nie net 'n emosie nie. It is a living principle, a principle that is manifest in action. True love, wherever it exists, will control the life. Onthou jou hart. Die feit is dat liefde baie meer harte ontsluit as teologiese akkuraathede en feite. Francis van Assisi het dit mooi geskryf. Hy sê, preach the gospel at all times. If necessary, use words. Ek like daai ene. Preek altyd. Wanneer nodig, indien nodig, gebruik woorde. Ons het so 'n ongelooflike seëning ontvang hierdie naweek. En elke, Jaker het mooi gestel, jy weet, die boodskap het so in mekaar gevloei. En ons sit hier, ons wil met mense praat, ons wil mense vertel. Ons is gemotiveerd, maar onthou jou hart. Onthou jou hart. Ek het al soveel gevalle gehad waar mense met my kom praat en sê, weet jy wat ek het? Ek het met hierdie dominee het kom praat en dit was nonsens. Toestand van die dood, Sabbat, wat ook al dit mag wees. En sê, en ek het hom vrae gevra en ek sit hom op sy plek. Hy kon my nie antwoord nie, leraar. Ek het hom gesê. Nou, dat kan daai van my oproepe. En ek is skuldig, ek het dit ook gedoen. My pa was nie Adventist nie, en hy was in die hervormde kerk begrawe, en die dominee preek my pa reguit hemel toe. En hy drink nou 'n koppie koffie of wat ook al saam met Elvis en Jesus. En ek gaan na die dominee na die tyd en ek sê vir hom, dominee, ek is so dankbaar vir hierdie boodskap wat u met my gedeel het. Jy het my oortuig nou net om selfmoord te pleeg. En die dominee se oë so groot en hy sê, nee, maar hoe wil jy dit nou doen? Ek sê, want ek kan nie sonder my pa lewe nie, maar nou hoor ek kan by Jesus ook wees. So ek gaan nou, as ek by die huis kom, gaan ek selfmoord pleeg. En hy sê vir my, nee, maar onthou, dan gaan jy nie hemel toe gaan nie, want is die onvergeeflike sonde. Ek sê vir hom, dominee, wie hy vir my sê, is my begeerte so groot is, om verenig te word met my Christus, my verlosser, dat ek bereid is om my lewe neer te lê, soos hy vir my gedoen het, gaan hy my hel toestuur. En die dominee het tot 'n tannie vir hom gesê het, iets in die kombuis, en hy sê, hoorie David, ek is nou by jou, en sjoep, weg! Ek het hom nooit weer gesien nie. Ek is so trots daarop. Ja, ek het hom in 'n hoekie gedruk. Die vraag is, het ek hom na Christus toe gelei? Is hy gedoop? Moenie jou hart vergeet nie. Elkeen van ons wat hier sit vandag, wanneer ons huis toe ry, het 'n keuse om te maak. Hoe gaan ek evangelisasie doen? Hoe gaan ek die goeie nuus verkondig? Want nie een van ons is dieselfde nie, ons het ander talente en maniere. So ons gaan moet sit en stil raak en tyd spandeer en sê, Here, wys my, wat is my talent? Hoe moet ek uitreik? Maar die tweede ding wat ons gaan moet sit en oor regtig dink, watse tipe evangelis gaan ek wees? My opregte gebed vir elkeen van ons. In die konteks van ons bespreking donderdag aand, van die swaar kry van almal, swaar kry van mense in hierdie wêreld, is dat ons altyd liefde en hoop eerste sal stel. Dat ons liefde en hoop as die kragtigste wapens in ons arsenaal gebruik. Laat die res na die tyd kom. Kom ons buig ons hoofde. Ons dierbare Here, ek dink elkeen van ons sit hier vandag en ons wil antwoord op daai roep en sê, Here, ek sal gaan. Help ons om met U hart te gaan.
met die eienskappe van ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.